om ruimtelik daar te spreek. Nou, jy moet nie voel jy gaan val. Ja, ek dink hierdie voortrek die monument vir in 'n trek. Die rampbus daar. Okay, en dan definitief die teendeel hiervan is, dat swak ontwerp en kan toerisme nie alter. Mense gaan nie teruggaan nie. Dis nie eenvoudig soos dit. Ons was hierdie vakansie was ons in Mosambik gewees in Punjata Bay. As jy kyk hier, eintlik 'n baie oulike ontwerp. Ja. Die badkamers het gestig. Die dak het aanhou lek. En die ventilasie was nie fantasties. Gaan ons ooit terug gaan sien toe? Nee. Was die uitsig lelik? Nee. Glad. So verstaan julle, net omdat dit waarin ons gebly het, nie lekker was, dan sal ons nooit terug gaan sien. En dit is wat ons wil. So enige van hierdie bestemmings so gewild gewees het as daar nie geboue was. Of as hulle sleg ontwerp was. So daai is die punt van, dit is die punt wat ons begin maak, is dat goeie ontwerp bevorder hoe ons plekke onthou. Slegte ontwerp bevorder ook hoe ons dit onthou, né? Van albei kante toe. Maar ons wil fokus op die goeie ontwerp. So, in baie gevalle is die gebou maar net die bestemming. Dit kan baie goed wees. Maar ek dink hierdie is miskien die belangrikste ding wat ons moet onthou in vandag se wêreld. Gebou is die goed wat opeindig op ons poskaarte, dit is wat opeindig op ons social feeds, en dit is die goed wat ons afneem op die ou ander. Moenie dit vergeet nie. So, ek dink, ons almal weet, dit is belangrik om 'n goeie eerste indruk te maak. Dit kan jou ingang wees. So kies vir jou ingang van my. Die ingang hoef nie noodwendig altyd 'n gebou te wees. Dit kan baie verskillende goed wees wat ons gebeur, ons geskep word. En dan, ja, volgens gaan, ek het hier ek gaan hier aanteken nieuw. Hier is een van Niels' ongelooflike projekte wat hy gedoen het. Rondom ons heen. Jy sal hom sommer van dat jy terugkeer in die projek self in. Ja, ons het ook later sessie van ons kyk na PowerPoint, waar dan nou 'n paar aspekte aanspreek. Maar net dat jy weet, dit is nie maar goed as jy werk, sê ek van doen. Dit is ongelooflik waarskuwing in die sin dat voor jy origineerde die pad gebeur van Oosiebaai tot by Katerie en Katerie Rivier by. En dit is so 6-7 uur gevat om te ry van Kimberley na Mariana. Dit sal weer in 2 uur. So dit was ongelooflik interessant gewees. Ons het in so 'n programma dat beteken dat die omgewing is ongesonde gehad. En dit was altyd 'n waarskuwing. Voorheen was er iemand goed gereserveerd, en alle oorlede was deel van die volk die teenoor van alle presidenten. Alles wat oorlede weer alles waar ze in geweest waren. En toen we die oorlede ons week, die hadden dat het zwaar krijg, dat ik zie. En toen waren we zo'n eerste keer. Dus in 2 maanden. Die tijdens die toen we iemand goed geschreven hebben, wat we waren bij ons in de stad. En toen we dat 22 zitten op de Schouwpark vertalen. Dus wij hebben die Machinoe mensen, zij hebben die Haven en de zij ook die onder de Ondupaasje Marine Reserve. Dat schrijft ook de hadden die Islam Galice, die zijn ook die sites. Dus dat is een heel veel waarschuwing. En hier schrijven we
Anthony, hierdie is 'n Shirley, is die geld is voorsien deur die Peace Walk Foundation, hulle is ons sê. Peace Walk Foundation is om die praat en die open en die PowerPoint, so jy sien wat gaan oor veel waar en so dit geld voorsien, ons het gesê, ek persoonlik twee hoe dit waar afsien van die ene waar die goede allemaal kreeg, en het is in heel die weet, die gebouw is het zo bereid, het zijn die zand van de voedie, en dus die park, waar het weer van die stukje en een half, dus je weet hoe die zand rijdt, als er iets 2,5. En dan kom je al aan eigenlijk niet gehad, dat er iemand die gebouwen te zien van na het vierde is, weer restauranten, en zal wel iets mensen, so, dat die tweede woord is dat mense raak van woon, as raak van bly, moet die omgeving ervaar, die natuur is. So die tweede woord is dat het altijd jy huis sal parkeerarea, en jy stap 2 meter neer die Coastal Forest, en dan probeer jy omvangs bou, en dit is die gebouw sien. Die ene is selfs, soos hier, die kan sien, ons moet een forest shell, dat is anders, so meer die dat goed en dan is die woonbank, die kombuis achter, die groenbasies is, en die kombuis. En jy al ook aan die kant waar jy klimaatwerk het, die grijsmeer die kan jy sien, dat is het buitensom. En die hele gedachte is dat jy nog uitbouw, is met die voedies van die hele voedies van die natuur. En onder de rest kan die boeken, die rugwater, oké, ons het dan mooi jaar zelfs, is al vast. So jy het ook is van man, wat aangaan in die kant van die Coastal Forest. Moet naar het kusthout. En dit is altijd weer een symboolmaat. Dit is waar ik altijd ongeveer, en was zelf groen maandag als ik erbij zou, al die voels die krijg, die Marina Kroger, die voels aan die bosgroei, baie staars, en die meeste zonnevoels die krijg. Natuurlijk die leukheid groei is al baie van so dit is wonderlijke destinaties, maar as jy natuurlijk gebouw van sit in die lewe, ons later verder zelfs oor die glas. Een belangrike punt wat ons hier maak, dat baie dinge met architectuur gebeur onbewustig. Nou, as het begin daarby, om hierdie gesprek begin om te sê, dat ons dink nie oor ons alledaagse ruimtes nie. Dit is hierdie ding wat ek staan op en ek my kamer is so mooi vierkantig. Dis nie wat ons doen nie. Nou, maar my kamer is so mooi vierkantig is beïnvloed jou eerste oomblikke van jou dag. So mense maak baie definitief onbewustelike afleidings oor kwaliteit, veiligheid, professionaliteit en waarde vir geld. Ek het julle vertel om Thomas 58, die eenvoudigste strukture. Ek dink nou nog my man het baie betaal. Ek het Airlines op die stadium, daar is Etihad en gesê? Emirates. Een van die 3 beste luchtvaartmaatskappye wêreldwyd. Hulle beplan net die syfers reg kry, hulle nie die weerkry van die hoeveelheid mense wat hierin probeer. In die eerste fase van die lockdown is met van hulle 60 miljoen reisigers per jaar deur daai terminal. En dan, wanneer hy voltooi is met 4 aanloopbane, 270 vliegtuie, verwag na 110 miljoen reisigers per jaar. So bestaan hier die tande wat ons praat. Bestaan hier hoe krachtig word dit dat die
dit is die krop van wat ek hier, van die eerste indruk. Hoe belangrijk het word, dat het goed doen moet. Julle van julle al ooit wat doen met ons? Het is baie emosionele architectuur, vryforums, baie gebruik van natuurlijke hout, deeltewerke, wonderlijke gebouwen. En ongelukkig toe die Chinese een nieuwe gebouw is, so 6 jaar terug. En jy sien as 'n gebou in Malhoenslughale, in Vilankulos, hier al selfde natuurlijk. Dus het gaat met die karakter in, want die wil praat op school. Die eerste indruk dat jy thuis voel, en dit is allemaal aan. Ek wil nie die selfde liggame gebou het, maar hoe sien ek wat ek in Maputo sien. Okay, so ek het net hier vir julle 'n paar foto's dan van hierdie liggame soos in beplanning. So net uit ontwerp aspek wat baie interessant is, so 'n sentrale sal ek dit sê as gebruik waar al die mense dan gaan hulle dan hulle aanloop aan die koppel daaraan. Besig om dit te bou. Ongelooflik, né? Ongelooflik om te dink dat Afrika hierdie ekonomie kan onderhou. Nou, ek dink ja, vir my is dit net, dis my verstomming. So, terug van dit af, wat ek wil sê is, so iets is hierdie, word jou poort. Dit word die poort na die volgende voet toe. Kan ek gauw maak? En as ek terug in die vorige skryf doen, wat hulle ons ook doen, is jy land beraan op die vliegtuig, en dan moet jy iemand in 'n manier, hulle noem het intermodal exchanges, waar jy van een vliegtuig en een gebouw gaan en jy klim op een trein, as jy waarschijnlijk die trein mensie begin, of een aardverander, of jy klim op een bus, by jy hotel tot die dorp, of as het op taxis by die hotel, of jy hier een karring van die maatschappij is, so die connectie tussen die luchtverhoud, waar van de grond en waar jy dan in de volgende gaan, is alles heel bij de plan. So, die punt wat ek grap wil maak is, daai poort vat jou hierna toe. Nou, dan wil sprong. As jy nie vir daai poort was, dan land jy nie hier nie. Hierdie is meeste van ons, op 'n lughawe. So, hoe kan ons dit verander? Hoe kan ons hierdie ervaring verander? En ek wil hier graag as 'n voorbeeld Oslo lughawe gebruik. Dit is veral die uitbreiding 2017. Oslo is 'n ongelooflike eerste wêreld stad. Behalwe vir die land, dit is net, ek dink is hulle nie, is die Noorwegen amper op die topskaal van geluk in die wêreld nie, en dit moet men nog iets wat ons kan meet nie. Maar hoe eenvoudige ingrepe in 'n gebou, ons gaan praat met die mense daar binne. Die norm geword gewees om sluit op rondtyd besoek die moeite werd was dat hulle of afgesom. Maar ek toe later jare het hulle vir die kleinfout gepraat. Baie meer interessant is die repeteurs en die Beetle, die weet wat. Ja, want ironies genoeg, die sogenaamde Wildtuin kan jy nie leeuws in sit. Dit is waar die Komati rivier deur die berge vloei. En dat ontzettend baie stroopjes wat in en uitvloei op die reservaat. En jy kan hulle net nie leeuwig maak en probeer jy water. So ons moes kom met 'n konsep wat mense gaan so moet trek in competitie met die groot vryheidsreservaat, so sal die sand en het al ander. En dis waar die geraakte naam kom in Agripus Early Theme Game Reserve. So dat ek terwyl ons bezig was, as ek bezig om hierdie film te maak in die Wildtuin, en het 'n stasiegebouw hier aangebouw, sandplate, nieuwe sandplate, met is 'n siermiddel behandel, sodat ek koers kan maak. En ek het ook maar 'n paar spoorstale gelê,
En die hele plek is vol van bakkies wat met lees rondrein, sommige kan boom klim, anders maak genoeg, dat jy kan hulle toelaat, tussen mense, so dat mense opvreed. Hulle sal so mechanische wielkop gehad, die mense in die tente uit meegedreig het. Ons het op deze wonderlijke gelegenheid, so ons het nou gesê, kom ons maak dit een themed reserve, wat ek gedoen was in die stadium nie. Ons sou die Arab Africa, Arab Brixense story, wat jy op allemaal opgehoor het, ons het dit gebruik het, dat jy die spoorlijn verleng, op 'n kilometer wat huis het, jy parkeer buiten aan die wonde, anders soos by jou formels 50 uit. Jy kom op die slooptrein, waar daar gestaan het, sê as er los ons. Jy ry die wonde en die stop by die ou stasie gebou, en die klim op 'n landcruiser wat opgemaak gelyk sy Model T Ford. Maar is 'n prentjie. En dan ry hulle na jou destinasie, na jou wonde. En dan doen jy wat. En dan is die volgende keer dat jy dat vergeet. Net op 'n gepaartjie, so jy wel hierdie is wat Libische grens, Algerische reef, ons is hier onder, so jy wel voltyd, maar as kreer, maar poort is soos. Onder die voltyd, en die volgende keer dan nie. Dit was die gedachte, so ons sou mense wat uitsien het na destinasie, hulle sou bereik is op 'n gang na sommige brille wat niemand nog ooit van gehoor het nie. Gelijk met Salisam, wat allemaal wou wees, omrede hy ander ondervinding vir jou gemeet. Dit is ook waaroor toerisme gaan. Dit is Afrika in hele jare voorheen. Toerisme, in die ontwikkeling van toerisme gaan, jy skep verwagting van mense. Wat natuurlijk wonderlik is, maar jy moet voldoen aan verwagting, dus jy ook aan besoek aan die Suidse eiland, en die dagen op en aan die witstrande en hy met palmbome nie, dan moet jy eerstel is. Dit is allemaal druk op het woord geweest. En de waar is het nie waar is die was, dat is ook beschef. So, die volgende en die laatste slide. Hier is nog net van die brochure wat ons maak. Een van die slanglede, dat is wat toerisme bewaking doen. Dit is nog aan die oude daad, voor digitaal. Met al die producte wat in die wolting so wees, daar is 'n verskeidenheid van die produkte, nie net lodge en so nie. Die belangrikheid is 'n resort. Hierdie projek het begin, in 94, dis reg. En op daai stadium het Klap net gesê, hulle gaan 'n resort of 2 in Suid-Afrika vat. Nou, ons was baie bly, want as Klap net na land toe gaan en ontwikkeling dan sê dit vir hulle, want het is veilig, hulle is happy met al die omstandighede daar, anders gekom net. So hulle toe met 'n sepbankier in Johannesburg geel, en hy het van 3 destinaties uitgesoek. Hierdie was een van hulle. Een was in Alekwe Wilton, in Noordwes, en die ander was by Klentane. En ons betrokke geraak by die ontwerp verleer. Wat verder interessant is van hierdie destinasie, die naam, ek gaan nie dat jy die 2 keer terug aanspreek, nie? Ja. Somalanga is die ontwikkelingsmaatskappy geskik, die naam is Somalanga. Dit beteken in baie ou Indiese taal, Dravidië, Sam in Indië, beteken dit die maan en die son. Die 2 woorde. En dit is waar die oude vandaan kom. Daar is son, daar is die maan. En hoekom daai woorde so interessant is dat dit is deur 'n Poolse drinkvoors, kenner van taal, op Cyril Bromley. Hy het gesê dat hy het 'n verduideliking van al die klipmure wat jy kry oor honderde hektaar daarna. Net alkom in taal so daar honderde hektaar, die Poolse is daar klipmure, 3 meter hoog, 800 meter wyd, in die vorm van 'n oofsirkel of 'n kruising. En hy sê, dit moes gebou gewees het deur mense met 'n religieuse benadering uitkyk. Dit is nie presidentiële gebou nie, want as dit was,
Dan sou daar my klipmuur op gereelde afstande gate gewees het waar pale in kop gestaan het en die dak gedraai. En daar is nie so gehad. Dit is nou 2000 jaar terug wat hy sê al die goed gebeur. Na mense het die gekom en hy verduidelik sy theorie afhangende van 'n paar woorde en hy het 'n klomp geraad. Die twee onthou is Eros Langa, wat hulle son is. Die naam van die meesterlike provinsie is in Afrika, Mpumalanga. Waar die son eers op. Dis wat dit beteken. En die ander woord, die Komati rivier, in die Brahminiese taal was Komati, en dit beteken goud. Hulle het in Afrika gekom, wat uit Afrika, 2000 jaar gelede om te besoek na goud. En ons weet allemaal dan eigenlijk, waar wat er nog veel in alle plek. Maar wat interessant is, en ek die hele storie vertel, as jy nog van dat dit die soort van goed is wat mens behoort, na te kyk, as jy kyk na toerismeontwikkeling, as jy kyk na die bemarking van toerismeontwikkeling, gaan nie net, sorry, ek weet nie gedaan nie, maar die hele ondervinding, dis wat ons verkoop, so, daai oerouwe architectuur, dis wat ek ander woord, het ons geïncorporeer in die werk van 300 bed, Club Med resort. Hier sou gekom het langs die Komati rivier, met die samenvloeiing van die sand in die Komati rivier, en dit is die kern gewees van al die religieuze activiteite volgens die persoon. En ons sou die klipmure gebruik het om die terrein te redelike helling gehad, wat is saai geword het, en sikkel om plaats die volgende krijg, om het so mee wilde. Maar ons sou die my helling sou ons platforms geskep het, waar mens kan gebouw sit, die in klipmure, het sy in cirkels, of in halfmane, gebouw en het volgende grond. So waar het nou een voetspoor, op die gebouw kan neersit. En dan as hy gebouw weer gehad het, uit môre, tweede maand met oxydekleurde pleister, wat lyk as 'n wolwiel, en grasapper, en dit baie van die laatjes baie het. En wie weet 2000 jaar van nou af, wil hy gebouwe vergaan. En al wat oorblijf op grond is daai klipmure, wat jou herinner aan die kyk. Al die ouders lewe bydraad die ondervinding wat